Welkom by Sondag 4 Februarie 2024. Dis die erediens vir die NG Kerk van Karasburg, waar ons voortgaan met ons praktiese Christendom reeks. Maar voordat ons daarby kom ons bid net eers saam. Dankie Hemelse Vader vir u genade, vir u liefde en vir u teenwoordigheid. Baie dankie dat ons ook kan vra, Here, laat u seën ook vloei deur hierdie boodskap. Gee dat ons oë oop sal wees, Here, vir die leiding van u Gees, sodat ons daardeur kan leef. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Nou, ons het afgeskop met 'n nuwe reeks genaamd Praktiese Christendom, waarin ons kyk na alledaagse dinge waarmee ons te doen kry. En dan ook kyk na wat die Bybel daaroor te sê het, want dan weet ons hoe ons veronderstel is om op te tree teenoor hierdie dinge, en hoe ook die temptasies wat met hierdie dinge te kom, hoe om dit te weerstaan. En dit is regtig alledaagse dinge wat, as ons eerlik moet wees, ons partykeer dink ons reg hanteer, maar as ons 'n bietjie dieper kyk, dan besef ons hanteer dit dalk glad nie reg nie. In die eerste het ons gekyk na drank, verlede week het ons gekyk na misdaad, en vandag se tema is sosiale media. So kom ons lees ons teksvers van vandag. Efesiërs 4 vers 25 tot 29. Daarom, vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Moenie vir die duiwel plek gee nie, en die een wat nog steel, moet nie meer steel nie. Hy moet eerder werk deur met sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om vir die behoeftiges te gee. Nie 'n enkele afbrekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder 'n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. Ons lees tot sover. Nou, ek wonder wie van julle het 30 jaar terug, kom ons sê maar so in die laat 90's, iets geweet van sosiale media. Niemand nie. En tog is sosiale media vandag een van die grootste dinge in die wêreld. Dit bied vir ons maniere om met mense van reg oor die wêreld te kan kommunikeer, deurdat ons publieke kommentaar ook kan lewer, foto's en video's kan deel en 'n gesprekke met ander mense kan gaan. Navorsing wys dat meer as 75% van die wêreld se populasie ouer as 13 gebruik sosiale media. En sosiale media is as ware geïntegreer in ons wêreld in. Reg oor die wêreld is die gemiddelde tyd wat mense op sosiale media deurbring omtrent so 2 uur en 28 minute per dag. En hoe jonger die mense, hoe langer die tyd. Nou 2,5 ure per dag is baie meer tyd as wat mense spandeer aan Bybellees en bid, dink ek. En dis nogal iets om oor na te dink. Nou, tradisioneel in die verlede is bediening of Christus en die media verstaan as twee teenoorgestelde wêrelde. Die media het gewoonlik die kulturele landskap van ons samelewing gereflekteer en op so 'n manier eintlik mense se sosiale waardes dan ook beïnvloed. Dink byvoorbeeld aan die klere wat jy dra, name brands, of die kar wat jy ry danksy advertensies wat jy gesien het. Die produkte wat jy gebruik, of selfs die woorde wat in is om te gebruik. Baie van hierdie dinge is beïnvloed deur die media. En selfs dieper, tot op so 'n punt dat mense se waardes en dit wat hulle glo, diep beïnvloed word deur selfs gewone mense wat enige iets deesdae kwytraak op sosiale media. En dit alles weer teenoor die Christelike bediening, wat weer al hierdie dinge moet uitdaag oor die Jesus waarheid. Die media funksioneer dus as 'n geleier van idees en ideologieë, terwyl die Christelike bediening 'n transformerende krag moet wees. En albei van hierdie dinge ding mee om ons tyd en om ons waardes. Nou, wat bedoel ons met sosiale media as ons daarna verwys? Want dit is 'n woord wat deesdae baie rondgegooi word en eintlik vir verskillende mense verskillende betekenisse waarskynlik het. Maar kom ons kyk eers na elke woord individueel. Sosiale, hierdie gedeelte verwys na die feit dat 'n mens 'n interaksie het met ander mense deur inligting met hulle te deel en inligting van hulle te ontvang. En in vandag se tegnologiese wêreld is dit baie keer iets wat onmiddellik kan gebeur. Media, hierdie gedeelte verwys weer na 'n instrument van kommunikasie, soos byvoorbeeld die internet. So sosiale media is dus 'n platform van kommunikasiehulpmiddels
wat mense in staat stel om met mekaar te kan kommunikeer, deur inligting te deel en te verbruik. Nou hierdie kommunikasiehulpmiddels sluit dan dinge in soos in volgorde van groot na dalk 'n bietjie minder groot, soos Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat, TikTok, Messenger, LinkedIn, Snapchat, Reddit, Pinterest, X, wat voorheen Twitter was, om maar net 'n paar van die grootstes te noem. Maar wat sê die Bybel oor sosiale media? Wel, niks nie. Want toe die Bybel geskryf is, het sosiale media nog glad nie bestaan nie. En dis hoekom wanneer ons praat van praktiese Christendom, dan moet ons ook dan vra, maar wat maak ons as Christene dan met sosiale media? Want daar is egter wel goeie riglyne in die Bybel wat ons wel kan gebruik, wat ook van toepassing is op sosiale media. Maar om ons vraag te kan beantwoord, moet ons sosiale media verstaan as 'n skroewedraaier. Nou 'n skroewedraaier is 'n stuk gereedskap wat 'n mens kan gebruik om iets meer mooi, soos 'n kas, aan mekaar te sit. Dis egter ook iets wat iemand kan gebruik om iemand anders in die gesig te steek en so groot skade te doen. Die skroewedraaier kan dus positief of negatief gebruik word. Die skroewedraaier is in op sigself nie sleg nie, maar hoe dit gebruik word, bepaal of dit goed of sleg is. En net so ook met sosiale media. Dit is 'n gereedskap wat gebruik kan word of om mooi en goeie dinge te doen, soos byvoorbeeld hierdie video, of dit kan gebruik word om slegte, lelike dinge te doen. Sosiale media is nie boos nie, dis 'n neutrale ding wat positief of negatief gebruik kan word. So as ons as Christene met ander woorde sosiale media reg wil gebruik, wat vra die Bybel van ons? En daar's dinge om te vermy en of dalk nie te doen nie. Om mee te begin, vermy sosiale media as 'n plek waar jy jou woede kan aan uiting gee. Spreuke 29 vers 11 sê, 'n dwaas gee vrye teels aan al sy gevoelens, maar 'n wyse bedwing sy gevoelens uiteindelik. Sosiale media is nie die plek waar jy uitbarstings kan gee aan jou emosies nie. En selfs al gaan jou woede emosies later verby, bly jou woorde nog daar staan op die internet. Gebruik eerder die woede wat jy ervaar om iets goeds te doen in die plek waar jy is. Ten tweede moet ek nooit lieg of oordryf nie. Efesiërs 4 vers 25 wat sê, daarom vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste. Die teksvers wat ons gelees het. Wanneer 'n mens passievol of emosioneel oor iets is of word, dan is die versoeking baie groot om daaroor te lieg en te oordryf. Veral as dit wil voorkom iemand anders het iets beters of groter as jy gedoen of gekry. En sulke dinge het 'n gewoonte om terug te kom en jou te byt. Want iemand gaan uitvind en die bewyse gaan dan altyd op die internet beskikbaar wees dat jy gelieg het. Heel wat mense wat celebrity status al gekry het op sosiale media, het tot 'n groot val gekom weens sulke leuns. Nog 'n ding is, moenie verslaaf aan sosiale media raak nie. Party mense spandeer ure daarop en party kan hulle self net nie help nie. En as jy hulle kry, dan is hulle weer op om te kyk wat aangaan. As jy dit kan beperk nie en dit neem jou lewe oor, sny dit dan eerder heeltemal af uit jou lewe uit. Veral as dit veroorsaak dat jou gewone verhoudings met ander mense in die slag begin bly. 2 weke terug, toe ons na drank gekyk het, het ons gesien dat 2 Petrus 2 vers 19b sê immers, 'n mens is immers verslaaf aan dit waaraan jy toegee. Nog 'n ding is, moenie 'n bakleierery of 'n stryery aanhits of begin nie. Dit is nie verbasend om te sien wat baie keer aanlyn geplaas word, eintlik gerad is om dinge te versteur nie. Baie mense doen dit vir aandag, ander doen dit vir die likes of views van hulle materiaal, en die beste manier om dit te doen in hierdie wêreld waarin ons leef, is juis om kontroversiële dinge aan te haal. Titus 3 vers 1 tot 12 herinner ons. Herinner hulle daaraan, om aan die owerheid en alle gesag onderdanig te wees, om gehoorsaam te wees en bereid tot elke goeie werk, niemand te belaster nie, en om bakleierig te wees nie, maar vriendelik, en om ware sagmoedigheid te betoon aan alle mense. Oor
en oor in die Nuwe Testament word bakleierigheid gesien as onheilig en iets wat agtergelaat moet word. Net 'n paar verse later, in vers 10 en 11, waarsku Paulus vir Titus dan ook: as iemand verdeeldheid saai, wys hom na die eerste en die tweede vermaning weg, omdat jy weet dat so 'n persoon op 'n verkeerde pad is en sonde doen. Hy veroordeel homself. So wanneer jy dinge op sosiale media plaas, vra jouself die vraag af: bring dit verdeeldheid, bring dit dalk woede by ander mense? Wek dit 'n gestryery op? Is dit dalk haatspraak teen iemand of 'n groep? Want die oomblik wat jy dit plaas dan doen jy sonde en sê Paulus, is jy op 'n verkeerde pad en jy veroordeel jouself. So moenie 'n bakleiery of strye aanhits of selfs begin nie. Nog 'n ding is, moet ek nie impulsief net dinge sê of plaas nie. Daar kom tye wat iets wat jy dink of doen baie goed voel of wat jou baie passievol het op daardie oomblik en dat dit dadelik dat jy dit met ander wil deel op sosiale media net om later dalk spyt te kry of te wonder of dit regtig nodig was om te plaas. Dink voordat jy iets plaas. Maak by jouself doodseker oor watse reaksies daarop kan wees en wat jy dalk later daarvan gaan dink. Jakobus 1 vers 19 sê: let op, my geliefde broers, elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Hierdie is veral goeie raad in wat 'n mens alles op sosiale media kwytraak. Want baie mense het al seer gekram dat hulle nie gedink het voordat hulle iets geplaas het nie. En as dit eers op die internet is, dan kry jy dit nooit volledig weer af nie. Dit is vir altyd daar om jou aan te kla. Nog 'n ding is, moenie skinder nie. Nou hierdie klink vanselfsprekend, maar ek kan met groot sekerheid en uit ervaring uit sê dat skinder is iets wat Christene mee sukkel. Ons mense is tog so lief om oor ander mense te praat, maar daar's 'n fyn lyn tussen praat oor iemand en skinder van iemand. Maar veral op sosiale media is dit nie iets wat ons as Christene moet doen nie. Want behalwe vir die feit dat skinder verkeerd is, weet jy nooit wie anders gaan dit wat jy ook al geplaas het dalk lees of te sien kry nie. Ons word sommer reguit in Spreuke 20 hierteen gewaarsku, vers 19. Wie as 'n skindertong rondgaan, openbaar geheime, moet dus nie betrokke wees by iemand wat sy lippe oop sper nie. Jesus self gee vir ons ook 'n waarskuwing in Matteus 12 vers 36. Ek sê vir julle, van elke onbesonde woord wat mense kwytraak, sal hulle op die dag van oordeel rekenskap moet gee. Jesus waarsku ons ook dat as iets veroorsaak dat ons sondig, raak dan van dit ontslae. En as daar dinge op sosiale media is wat jou laat sondig, selfs net in jou gedagtes, raak dan daarvan ontslae. Maar wat is die dinge wat die Bybel ons juis aanmoedig om te doen, ook wanneer dit kom by die sosiale media? Die eerste ding is, gebruik dit in matigheid. Sosiale media is vol van dinge reg oor die wêreld, ook dinge wat self sleg en negatief is. En as 'n mens te veel van die negatiewe dinge sou inkry, dan maak dit ook jou negatief, jou depressief en laat dit jou moed verloor. En veral as jy alreeds 'n bietjie sleg voel of negatief voel oor 'n saak, dan is ons mos so lief daarvoor om enigiets anders wat daardie negatiewe emosie by ons versterk te wil aangryp. Want dit regverdig ons in dit wat ons voel. Maar moenie. Hoe meer jy weet van die probleme in die wêreld, hoe meer gaan dit jou ook pla. En daarom gebruik dit in matigheid. Sit vir jouself eerder beperkte ure uit wat jy kan gebruik. 'n Teksvers wat ek dink dalk so 'n bietjie konteks wat ek so 'n bietjie buite konteks aanhaal, maar wat tog vir ons 'n goeie beginsel leer oor dit, is 1 Timoteus 6 vers 7 tot 8 wat sê: ons het immers niks in die wêreld ingebring nie en ons kan niks daaruit wegneem nie. Maar as ons kos en klere het, laat ons daarmee tevrede wees. 'n tweede ding is, beweeg verby celebrities. Nou wat ek daarmee bedoel is daar is deur sosiale media is daar skielik baie mense wat hulle stemme kan laat hoor en party van hulle raak baie gewild. Met die gevolg dat ons mense, wanneer ons hulle goed lees of hoor, baie maklik kan vasval by dit wat daardie persone sê.
Die gevaar daarin is dat mense daardie persone meer gaan begin glo en die waarheid dalk meer gaan begin ignoreer. Mense raak so vasgevang wat hierdie persoon glo en sê, dat mense wat hulle volg op sosiale media dieselfde gaan begin glo en sê. Vir ons as Christene is die enigste persoon wat so invloed op ons moet hê, is Jesus Christus. Ons moet sy waarheid aanhang, ons moet sy manier van praat begin praat en doen. Nog 'n ding is teiken die waarheid. Ek het al soveel keer gesien dat mense sommer enige iets wat hulle op Facebook of WhatsApp verskyn, sal glo. Ek moes al hoeveel kere dit gaan opsoek op die internet, net sodat ek vir die mense daarop kon wys, dat dit wat daar staan, is glad nie waar nie. Of dit is al dalk so oud, dat is nie eers meer relevant vir die tyd waarin ons is nie. Daar's 'n spreekwoord wat sê dat leuns reis deur die hele wêreld nog voordat die waarheid sy skoene kan aantrek. En dis nie moeilik om op te soek nie. Tik net die boodskap soos hy daar staan in en vinnig kry 'n mens terugvoer oor die saak in Google. So volgende keer wat jy dalk getempteer word om iets wat iemand anders se plaas het te forward na ander toe, vat net eers 'n oomblik om seker te maak of dit waar is of nie. Maar vat ook 'n oomblik om seker te maak dat dit wat daar staan of gesê word, reflekteer God se ware hart, eerder as iets wat mense net graag eintlik wil hoor. As Christene moet ons goeie navorsers wees oor wat waar is. Wat ook beteken dat ons die Bybel so goed moet ken, dat ander ons nie so maklik kan verlei deur dinge wat hulle sê of skryf op sosiale media nie. Want dit begin vir my al hoe meer voorkom, of dinge wat mense sommer net kwytraak op sosiale media, 'n groter, makliker invloed het op mense deesdae as wat die Bybel het. Want hulle ken nie hulle Bybel nie. Pas op, dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en 'n leebedrieëry wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie, sê Kolossense 2 vers 8. Hierdie vers kon nie meer van toepassing gewees het op sosiale media. Nog 'n ding is pas op vir slaggate. Een van die probleme met sosiale media is dat daar is so baie op die internet wat vol gemors van dinge is wat mense probeer verlei. Van scams tot wonderprodukte wat hulle wil verkoop, tot pornografie en al sulke dinge, wat net wag om jou aandag vir 'n oomblik te trek sodat hulle jou geld kan vat. Paulus skryf in 1 Korintiërs 5 dat ons nie met immorele mense moet meng nie. En hierdie mense sal enige iets doen om geld in die hande te kry. Maar meer is dit. Hulle wil hê dat jy jou siel aan hulle moet verkoop. So vasgevang is hulle in hierdie slegte praktyke van hulle. En baie van hierdie platforms gaan jou nie genoegsaam beskerm teen hierdie dinge nie. Dit is jou verantwoordelikheid om die beste te doen om hierdie dinge te vermy. Nog 'n ding wat ons moet doen is, gee aan hulle die evangelie. As jy nou eerlik moet wees met jouself, hoeveel van jou laaste 100 dinge wat jy op sosiale media geplaas het die evangelie verkondig? Hoeveel van dit het enige iets met God te doen gehad? En ek praat nie van daardie stukkie wat sê, stuur dit nou na 10 mense sodat jy geseën kan word nie. Of, as jy dit nie aanstuur nie, dan verloon jy vir Jesus nie. Daai boodskappe kan dalk mooi wees, maar ek sê jou daardie ekstra stukkie, om jou te koop, om dit aan te stuur, of om jou skuldig te laat voel as jy dit nie aanstuur nie, dit kan nie van God afkom. Soos ek gesê het, sosiale media is eintlik die ideale platform om enige iemand oor die aarde te bereik. Jesus se opdrag is baie duidelik hieroor in Markus 16 vers 15 waar hy sê toe vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Meer direk kon ons nie voorgevra het nie. Ons word geroep om in hierdie wêreld te wees, maar nie van die wêreld nie. Ons is nie soos die wêreld nie, omdat ons nuut gemaak is en gevorm word na die beeld van Jesus Christus. As ons in Jesus se voetspore wil volg, dan moet ons met die wêreld in gesprek tree, selfs deur sosiale media ook. Maar ons moet nie toelaat dat die sosiale media ons weglei van die waarheid van Christus af nie. Sosiale media kan vir goeie gebruik word, om mense op te bou en die evangelie onder mense se aandag te bring.
Maar ek het ook al baie duidelik gesien hoe dit absoluut verkeerd gebruik kan word en mense se lewens verwoes. Wees daarom versigtig hoe jy omgaan met sosiale media. Wees versigtig oor die dinge wat jy sê en plaas. Maar bo alles, probeer dit gebruik as 'n middel om Jesus aan ander mense te bring. En wees daarin 'n voorbeeld vir jou kinders. Nog nooit voorheen het ons so 'n platform gehad om mense van reg oor die wêreld te kan bereik met Jesus nie. So moet ek nie die geleentheid laat verbygaan nie. Wees net versigtig. Amen. Ons dank die Here dat ons ook deur sosiale media U kan eer en verheerlik. Maar Here, daar's so baie slaggate, daar's so baie gevare daar buite. En daarom bid ek vir elke persoon wat ook hierdie boodskap hoor, dat U hulle leiding sal gee en hulle sal beskerm. In Jesus naam. Amen. Ontvang nou ook die seën van die Here. Mag God se genade, vrede en liefde julle elke dag bystaan. Mag dit julle dra en mag hy julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.